nou net gou hierdie Facebook aan die gang kry, ek is nou klaar live daar op TikTok, want ek is nou so dankbaar, ek het nou met Gerrit 'n coaching sessie gehad, en ek sê vir hom, yes, ek gaan nou praat met Erik en met Gertie, ek is so opgewonde. Ja, so daar is ons nou live op Facebook ook en op TikTok, en daar is Gideon ook nou hierso, en Ronan, baie dankie dat julle hier is. Gaan dit goed met julle, Erik? Om ons lewe om te draai nie, en ja, dis soos wat ek sal nie kan nie God vra my die journey te help om die drank te los en reg te lewe. Ek kyk nie na my liggaam nie, so op hom gegaan het. En soos jy weet, my skoonma was 'n ruk by ons. My skoonma sy doen saam die karnivoor, het al mooi gewig verloor. Ja, Kobus, ek is nou compliment gee, julle al twee, toe ons nou die coaching toe wys seker die grootste geskenk wat jy jou geliefde kan gee, jy weet of dit nou van die man na die vrou toe is, of van die vrou na die man toe is, maar is om jou gewig uit te sorteer, om jou gesondheid uit te sorteer. Dit is die grootste geskenk wat jy jou geliefde kan gee. En julle het dit vir mekaar gegee. Ek wil julle al twee regtig komplimenteer, en sê, julle het regtig dit baie ernstig opgevat, en die ripple effek van hierdie getuienis gaan ver hardloop. As julle die like knoppie kan druk, die ouens daar op TikTok en op Facebook, ek wil net vir Gerrit ook hallo sê, ek en Gerrit het nou 'n coaching sessie gehad, hy is daar op Facebook, ek is so bly hy is hier so, en Dylan, Grita, en as julle ouens die like knoppie en die share knoppie kan druk, dan sal ek baie dankbaar wees. Maar in elk geval, ja, so, maar op die eind van die dag, Erik, ek dink die bottom line is, jy het verantwoordelikheid gevat vir waar jy is, en ek dink dit is waar ons bietjie oor moet praat vanaand, vir waar jy is, en ek dink ons kan bietjie daaroor praat, as jy bietjie 'n paar woorde, of Gertie self ook, 'n paar woorde wil sê vir, om verantwoordelikheid te vat, wat het dit vir jou beteken, ook vir jou extended familie, en dit wat hulle raak sien, en daai tipe goeders, en ons kan geestelik ook praat, jy weet ons is nou nie skaam om oor geestelike goed te praat nie, nee. Ja, so jy kan gerus maar 'n paar woorde spreek oor die verantwoordelikheid, en daai bewustheid daarvan, om ook vir jou kinders, of vir julle kinders, 'n voorbeeld te stel. Kom ons praat bietjie daaroor. Ja, Kobus, ekskuus man, ek gaan nou die meerderheid praatwerk vanaand doen, so die mense moet nou nie dink ek is voorbarig, dat ek nou die vroue spreekbeurt gee nie, maar sy is nog so 'n bietjie in die skaamkant, jong, so, maar Kobus, die kort en lank, ek het jou gesê, ook ons was die naweek na my suster se doeke braai, sy baba tee en my swaar se doeke braai toe, hulle is baie geestelik, en, Kobus, die mense daar rondom, wat my nou 'n ruk lank terug gesien het, en my ken, my familie, my neefies en niggies, en my tannies en ooms, en ek meen, almal, hulle bekke hang oop, Kobus, hulle sê vir my net, hoe goed lyk Gertie, hoe goed lyk ek, hulle kan dit nie glo nie, wat doen ons, en Kobus, dit is vir my lekker om te sê, ek doen die karnivoor, so Simeon, die een ou wat ook daar is, hy is baie hoog in pastorie en goeders, en hy sê toe vir my, is dit 'n dieet of is dit dit, en ek sê vir hom, nee, dis sommer 'n leefstyl, dit is my leefstyl wat ek aangevat het, dis wat ons doen, kyk Kobus, in die eerste 3 maande, gaan ek jou beloof, dis klippekou, dis nie net maklik, en wow, nou moet jy los al die lekker goed, die pap en sous, en die chocolates, en die souse, tomatiesauce, mayonaise, en ek meen, goed staan in my yskas en oud word, ek sal hulle nou begin weggee,
dit is regtig, dis 'n aanpassing, maar op die einde van die dag wat ek elke keer gedoen het is, as ek op daai skaal klim en ek het 1 kilo verloor of 500 gram verloor, dan worry nie oor die tomatiesouse en die chocolates en die lekker goedjies nie. Dan is daai vleis en daai steak wat jy eet, dan is dit vir jou lekker. So ek dink as 'n ou besluit om hierdie te doen, jou mindset moet ook reg wees. Jy moet besluit, ek doen die vir my gesondheid, want ek het op 'n kol gekom wat ek in die bed, 121.8 kilogram vir 'n ou wat maar 1.7 lank is. Dit is redelike pens, hoor. En ek het my vrou begin sê, ek slaap nie lekker in die aande nie. Ek kan nie op my maag slaap nie. My rugspiere is permanent seer. Ou kan nie jou skoene lekker vasmaak nie. Ek was 'n site manager gewees vir 9 jaar. En ek is 'n qualified diesel mech. Ek is nou terug, ek het die site werk gelos. So ek is nou tans weer terug op meganies. Ek werk weer fisies met my hande en onder lorries en trekkers en Kobus, dis moeilik met so groot pensioen. Dis regtig moeilik. Dis nie maklik nie. Dis 'n gesukkel. Jy het nie asem nie. En ek vir jou sê 188 dae op die karnivoor. Ek wil dit nog 188 dae fast forward dat ek nog beter voel waar ek nou is, want jy kan dit nie beskryf nie. Dis lekker. My baas se seun wat elke dag saam met my werk is my beste pel. Hy werk elke dag saam met my. Hy het so 2 dae terug, 3 dae terug. Toe kyk hy my so, toe sê hy vir my, "Joh, is jy siek?" Ek sê kom nee, hoekom? Wat's fout? Sê hy vir my, "Jy is besig om te maar te word." Die ou hy is bekommerd. Hy sê hy kan nie verstaan wat aangaan nie. Dis sê ek nie, ek het jou mos gesê ek doen dit die karnivoor. So ja, Kobus, dis moeilik in die begin. Dis 'n aanpassing, maar as jy besluit het jy doen dit en soos ek jou sê op die skaal klim en jy sien daai kilogramme wat jy verloor. Dit maak dit al sy moeite werd en ek wil vanaand vir almal sê, moenie as jy vir 3 maande op is of 4 maande op is en jy sien nou jy skielik daai skaal staan vir 2 weke stil. Nou wil jy dit los en dit goed werk nou nie meer nie. Byt vas. Dit het met my ook gebeur dat ek op 'n kol gekom het. Dat ek so 3 weke lank wat ek sien, maar hierdie bly die skaal. Ek weet nie, is dit die batterye, is dit, wat gaan aan nie, maar die ding staan nou stil. Ek verloor nie regtig wat ek verloor het nie, wat gaan nou aan? En ek is nog nie op my desired gewig wat ek wil wees nie. Dan raak ek bekommerd, dan wil jy nou begin rondkrap en kyk wat fout is, maar stiek met die plan, stiek met wat Kobus vir jou sê. En as daar fout is, vra hom. Kobus, dis hoekom jy daar is, en ek en my vrou waardeer jou. My laaitie, ons is inspirasie vir my laaitie, hy is 16. Hy doen die karnivoor saam ons, hy wil ook gewig verloor. Hy het inteendeel 4 kilogram verloor Desember maand, wat hy saam ons op die karnivoor begin klim het. So, die ding is, dis net positiewe goed. Die negatiewe goed van dit, jou broek val af na ruk, jy moet nuwe klere koop, maar ek sê vir jou, dit is moeilik, maar as jy daai oor die eerste 3 maande gedoen het, dan van daar af, as dit pap en vleis, dan gaan 'n man. Ja, dit is pragtig, man. Nee, ek is baie trots op julle albei en ook op julle seun, wat die 4 kilogram verloor het. En Erik, die hele ding ook is, as die mense so luister na jou, hulle hoor jou attitude is baie goed, maar voor ons nou oor attitude praat, ek wil net gou hierso vir Frans Gerber welkom sê, en vir Kobus en Johan Becker daarso en Sonkie en Marcus, baie dankie dat julle is, en Willem Malan is ook hierso op Facebook. Ja man, en ek weet jy op die einde van die dag, nee, as mens gaan kyk na jou gesindheid, ek wil, en baie dankie vir die mooi woorde wat jy het in die bemoediging, Erik, ek waardeer dit, ek waardeer jou vriendskap en ek waardeer julle ondersteuning en jy weet, nog altyd, jy weet, ek en julle stap 'n baie lekker coaching pad, julle is so committed, julle is altyd positief, en was daar moeilike tye, verseker was daar moeilike tye, maar ons het daar deur gepraat en ons het daar deur gewerk,
En ek dink jy het dit nou aangeraak, jy weet, toe jy nou gesê het, as jy na 3 maande kom en die skaal staan dalk nou 'n bietjie stil of so, moenie weghardloop nie. Ek dink dit is wat die coaching effektief maak, is om daai ondersteuningsstelsel daar te hê, en ek weet jy's baie besig, en dit is nou 'n vrek besige tyd daar, maar ek sal nogal like om ernster julle getuienis ook daar op die mindset bootcamps weer te kry. Maar ek is dankbaar oor vanaand, want vanaand beteken geweldig baie. Ek wil net vir Gerard ook hallo sê, hallo Gerard, en Zirk, Naan sê, ja, nee man, en kom ons praat so 'n bietjie oor attitude, want jy het hom nou 'n bietjie daar aangeraak, en so, en ek dink ook het kom terug na, dat jy ook op 'n manier, was jy so 'n bietjie met jou rug teen die muur gewees, Erik, jy het ook maar besef, jy kan nie aangaan soos jy aangaan nie. Ek dink jy het 'n klomp goede gehad wat verkeerd was in jou liggaam, en jy weet, soos jy moet eintlik 'n bietjie daai storie vertel van die daai water, kan ek sê, daai waterhouer, of daai gifbottel, of wat ook al dit was, of oliekan, of wat ook al jy vasgehou het. Vertel 'n bietjie daai storie. Okay, ja, nee, Kobus, ja, die eerste ding wat ek wil sê is, Kobus, ek dink, ek het al gesit en wonder en goeders, en ek het al tot die conclusion gekom, daai wat 'n mens so oorgewig is, en nie lekker slaap, en al daai tipe goed ook nie, Kobus, 'n mens, jy's negatief, jy lewe nie lekker nie. Die volgende lekker ding as jy in die middag by die werk ry, moet jy 'n bier vat of 'n brandewyn drink, laat jy moet lekker voel. En dan die volgende dag eet jy weer en is verkeerd eet en ek het op die call gekom wat ek kan dit nou maar vir almal sê is, jy's nie lekker nie, jy's nie grimmig by die huis, jou huissake is nie lekker nie. En Kobus, en al daai goeders het baie verbeter met die karnivoor. En ja, ons het by die werk ek is basies mechanic in die werkswinkel, ek is die voorman, ek is die manager, ek is die boilermaker, ek is maar die jack of all trades. Die mense wat van plaas sal weet hoe werk, ou wat goed regmaak op die plaas. So, Kobus, ek het 'n handlanger en dan het ek nou maar 'n jong laaitjie daar, Appie. En ons het seepkanne by die werk afgelaai, en hier so na die 15de kan seep, toe sien ek daai manne, hulle begin 'n bietjie trek, en ek meen ons het 'n klomp kanne afgelaai, en ek het die seepkan gevat, en daar's ene wat nou in die workshop staan, en toe ons ek sê te vir William en vir Prosper, ek sê, kyk, hulle komplimenteer my baie, veral my handlanger, hy sien my elke dag, maar hy sê vir my, ek het nie meer 'n pens nie, ek het nog 'n klein pensie, maar hy sê vir my pens is weg, die ding hieroor is nie meer 'n pens nie. En ek het toe vir hom en William daai 20 liter, sommer 'n 20 liter kan gegee. Toe sê ek vir hulle, voel bietjie hierso. Dis wat ek elke dag rondgedraai het. En Kobus, ek sê vir jou, 'n mens kan dit nie dink nie. Ek weet, ewen ek wat daai seep kan vat, ek kan voel om elke dag daai gewig rond te gedraai. Dis nie grappies nie, hoor. Ja, verseker. Ja, ek wil nou hierso vir die TikTok mense net wys, hierso op die vloer, ek het dit vir julle nou die aand gewys. Nou hierso het ek 3 gewigte, en hierdie regterkantste gewig is nou 'n 20 kg. Nou Erik het 25 kg gewig verloor, en hierdie linkerkantste gewig is 'n 16 kg gewig, is nou kettlebells wat hier op die grond staan. En Gertie het 18 kg gewig verloor, so dis nog 2 kg bo op daai. En dit is geweldig baie. Voor ons nou verder gaan, Erik, baie dankie vir daai getuienis. Ek wil net gou vir Divan hallo sê, hallo Divan en Cynthia en Santi, baie dankie dat julle daar is op Facebook. Ek is so dankbaar dat julle hier is, man. Dit is sommer lekker om al die coaching vriende so te sien. Nou ja, maar dit is 'n kragtige getuienis, nee, en dit is baie waar wat jy sê, Erik, jy weet, daardie 25 liter, of wat ook al dit nou was, wat jy so vir hulle gedemonstreer het, jy weet, jou liggaam sê vir jou dankie dat jy daai neer kon sit, nee. So,
dit is fenomenaal, jy weet, en dis hoekom jy voel, jy het jou, as ek nou namens jou kan praat, en ek is seker jy sal dit bevestig, jy voel jy het jou lewe teruggekry, jy het jou gesondheid teruggekry, want dit was nie so lekker gewees, so, jy weet, kom ons sê nou 2 jaar terug, of hoe ook al, toe was jy nie op 'n goeie spot nie, jy weet. Wel, Kobus, ek kan vir jou sê, 9 maande, 8 maande terug, net voor ek van die drank en die goed afgeklim het en besluit het, ek gaan die kar nie voordoen, toe was dit glad nie gemaklik nie, Kobus. Dit was maar ou lewe dag tot dag. Dit voel naderhand vir jou, of jy jou besluite wat jy gemaak het, die paaie wat jy wil loop, dit nutteloos is, want jy het jou familie en jou kinders en goed waarvoor jy kan bly wees en waarvoor jy moet lewe en goed, maar dit voel of 'n ou net elke dag, jy staan op, jy doen jou ding, jy drink jou bier, jy drink jou brandewyn, jy kom huis toe, dis net nog 'n dag. Ou sien meer uit na daai verkeerde bord kos om te eet, want dit is lekker en dan maak ou nou nog op vir die brandewyn drinkery en goed wat jy nou so klomp soetgoede gedrink en nou wil jy ekstra tomatiesous en chutneys op jou kos gooi om jou kos bietjie te laat beter proe. En op die einde van die dag gaan jy vat maar jou vrou in die gesig, sy het nou nie regtig lekker kos gemaak nie. So, maar ja, Kobus, my bloeddruk was sky high gewees, my suiker was 8 gewees. Ek het by die werk seer gekry het so 2 maande terug, 3 maande terug was in November, ja. Toe het ek spiere geskeur hier in my onder my bors, nou baas onder my tiet, as ek nou so kan Afrikaans sê, reg rondom tot die in my rug. Ek het so 3-4 dae geloop, te voel ek, maar dammit, dit is ongemaklik, hier is iets fout. En ek was bekommerd, dit was my hart, want ek weet mos waar was ek en al daai tipe van goed. En toe kry ek 'n helse surprise toe hulle my bloeddruk en goed doen. Toe is my bloeddruk 122/82. 'n ruk later, my huisdokter het my bloeddrukpille vir my afgevat van 20 mg af na 5 mg toe. My suiker is van 8 af. Hulle toets mos nou toe ek in die hospitaal is met daai geskeurde spiere, toets hulle toe na my suiker en my bloeddruk en alles ook nou, maar my suiker is af na 5.8 toe, Kobus. Ek dink daai heavy moegheid wat 'n ou so wil aan die slaap raak as jy klaar geëet het, dis weg. Soos ek en jy gister gepraat het, my sinusse is iets wat ek al skoon vergeet het wat weg is. Ek weet nie wat 'n sinusse nie. En my swaar het dit opgetel Saterdag by die doekebraai. Toe vra hy vir my, want kyk, hy ken my as 'n ou wat permanente 'n sakdoek of 'n ding met my het en my neus is permanent omgekrap gewees. En laat hy vir my sê, waar's jou, ek het jou nog nie gesien jou neus blaas nie. Waar's jou sinus heen? Toe sê ek, kom hier Boeta, ek het al vergeet van sinus. Ek weet nie wat is sinus nie. Nee, verseker, dit is 'n groot prestasie. En as ek ook reg het, was jy in staat gewees om jou hoë bloeddruk medikasie omtrent met 2/3 al te sny? As ek dit reg onthou. Ja, Kobus, ek is van 'n 20 mg pil af as ek na 'n 5 mg pil toe. Ja. En ek dink daai ene gaan ook een van die dae waai saam met jou dokter, jy weet. Hy definitief Kobus, my huisdokter hy's reguit kyk, ek hou baie van hom, hy vloek en hy rook self en hy is regtig is 'n reguit dokter, hy draai nie doekies om met jou nie. En my dokter, toe ek laas by hom was, toe ek my 3XL hemp het styf gesit aan my. Toe kyk my dokter so vir my, toe sê hy vir my, Erik, jy sal moet begin whisky en water drink, my maat. Toe sê ek hom, wat bedoel dokter? Toe sê hy vir my, daai 6 biere of 12 biere wat jy drink terwyl jy rugby kyk, is gelykstaande aan 12 brode. Hy sê jy sal moet begin kyk na jouself. En kyk, dis een van die goed wat my ook 'n skrik gegee het. Ek meen, as my dokter vir my sê, jy sal moet begin kyk, Kobus, dan moet 'n man wakker skrik. En ek het, toe ek by hom instap, toe kyk hy my so, toe sê hy vir my, wie's jy? Sê ek vir hom, is Erik, dokter. Toe sê hy vir my, liewe aarde, waar is jou pensie? Toe sê ek vir hom, toe maak ek nog 'n grapie met hom, sê ek vir hom, ek drink nou whisky en water, ek het na jou geluister. En hy het lekker gelag en
hy het my toe ondersoek en al die goedjies gedoen en sê ek vir hom dokter, ek doen die karnivoor ding. En toe sê hy vir my van al die dieete wat hy van weet, is daai die beter ene. Dis iets wat hy sal sê wat ek kan doen. En as my huisdokter vir my dit sê, Kobus, kyk, dan die mense kan maar stry en sê wat hulle wil. Hy het geleer vir waar hy wil wees. Verseker, ek hou van sulke dokters, Erik, ek hou van sulke dokters. Ek wil net hierso vir Michelle ook groet. Hallo Michelle, lekker om te sien jy is hierso. Sandra is ook hierso. Hallo Sandra, lekker om jou te sien. En Petro, baie dankie dat julle hierso is. As julle 'n bietjie die like knoppie kan druk, dankie Michelle dat jy die like knoppie gedruk het en die live gelike het. As jy daai screen kan tap, ek sien hierdie TikTok is stadig vanaand hoor. As jy so tap op daai screen, dan gaan hy 'n bietjie hardloop. Dat ons die live kan share. Maar nee man, dit is 'n kragtige getuienis Erik. Ek is so dankbaar. En net om terug te kom na die hele familie ding toe, jy weet en die indruk wat jy maak op jou extended familie en so en mense wat jy dalk lanklaas gesien het en die tipe dinge. Ek wil julle regtig dankie sê Erik dat julle sulke goeie voorbeelde, julle is baie goeie ambassadeurs vir Carnivore en vir die Ketovore coaching. Jy weet en soos ek nou gesê het, julle is lewende getuies en niemand kan met julle stry nie. Ek bedoel daarso is jou dokter, ek dink jy het hom solidly uitgebal. Jy weet toe hy nou sien hy het jou nie eintlik uit jou nie erken nie, jy weet, so maar het jy geword. En die feit dat hy groothartig genoeg was om dit te erken en te sê, hoor hierso, maar Carnivore is maar die beter opsie op die einde van die dag. Dit is wat ons graag wil hoor. So, dit is great man. Nee, dit is wonderlik en Erik, soos ek maar altyd sê, julle stel julleself as prus op om suksesvol te wees. As ek nou Erik as voorbeeld kan gebruik en Gertie, hulle stuur hulle bordfoto's deur, hulle woon die bootcamps by en hulle deesdae kan hulle nie so al die bootcamps bywoon nie, want Erik werk baie lang ure, maar hy bestel elke maand die bootcamps, die silver pakket en hy kyk het na die tyd, weet waar hy kan en so. Maar Kobus, dis wat help, ek meen, so, al kan ek hom nie live daar doen nie, ek en my vrou kyk hom in die aande hier, dan sit ons en kyk hom, en ek meen, daai goeders help baie, en net om nou nie die hele gesprek oor te neem, goed nie, ek praat al die hele aand net oor my goeders, Kobus, maar my vrou, ek het op 'n call het ons bekommerd geraak oor haar, as ons Len slaap, dan hou sy letterlik op asemhaal, dan moet ek haar tap laat sy asemhaal, en hulle het gesê, dis 'n tipe slaapapnee, al daai goeders, en Kobus, dis weg, ek kan nie vir jou sê, wanneer laas het sy dit gehad nie, sy het met asma gesukkel en met sinusse gesukkel, dis iets van die verlede met haar, en soos jy gesê het, sy het al 'n goeie 18 kg wat sy verloor het, so ek is baie trots op haar, Kobus, ek meen, toe ek en sy getrou het, so 7-8 jaar terug, soos ek gesê het, toe sy op die honeymoon was, toe sy 'n broek gekoop, en ek het, toe sy nou die broek aan het, 'n mens besef nie, as jy so saam bly en saam lewe, jou partner raak vet, of hy raak dik, of hy raak maar, of jy let dit nie so op nie, Kobus, want ek meen, altyd eet maar verkeerd, altyd, en toe ek aan die broek sien, en kyk, so ek sê van, Jos, daar nie die broek wat jy by die honeymoon gekoop het, wat te klein was vir jou 8 jaar terug nie, ek meen, sy pas nou in die broek lyk 'n bietjie te groot al vir haar. So, die Carnivore is definitief, tot nou toe wat ons om doen, is daar nie iets wat ek kan sleg praat oor om die koop, is rarig. Daar's baie haters, maar dis maar net omdat hulle dit nie kan doen, en hulle nie die selfdissipline het nie, dis maar wat ek dink. Ja, nee, dit is so Erik, en weet, soos ek maar altyd sê, is hulle weet nie wat ons weet nie, want hulle eet nie wat ons eet nie. Jy weet. Yes, Kobus, en ek ben jou liggaam sal gou vir jou sê as jy iets verkeerd doen. Ek kan vir jou dit beloof, met die drank, ek ben,
my bloeddruk was hoog met die verkeerd eet en die drank en die goed. My suiker was hoog. So nou all of a sudden op die karnivoor, nou is my suiker normaal toe, my bloeddruk is baie beter. 'n Ou voel beter, jy het meer asem. Daar's 'n klomp goed wat 'n mens kan al, wat ek kan voel by my wat beter is. My vrou nou en dan vir my, dit voel val beter. En die lekker ding is ook, Kobus, soos ek jou gesê het, Saterdag by die doekebraai. Die manne staan aan die son en die manne wat nou so 'n bietjie chubby is, wat nou sukkel met hulle gewigte en getok en nou maar daai energy drinks vir Orber en die verkeerd eet en goeders. Hulle staan na die sweet loop vir hulle af. Hulle staan en swaar kry. Ek staan na gemaklik, Kobus. Ek het teendeel, ek het tussen die braaier en die prikasmuur gestaan. So jy moet weet hoe die hitte my daar gevang. En ek het definitief nie so swaar gekry soos wat hulle gekry het nie. En my een neef, hy's my aangetroude neef Vos. Hy het na my toe gekom, toe kyk hy my so, toe sê hy vir my, bloody hell Erik, ek wil net vir jou sê, jy lyk baie goed. En dis lekker om sulke positiewe feedback van mense wat jy ruk terug gesien het te kry, want dit voel vir my, dit wat ek doen is reg, dit werk. En soos ek nou gesê het, is ook jou liggaam sal jou gou sê as die karnivoor nie reg is nie. En tot op dusver kan ek nie vir jou sê daar's iets wat pla nie. Vir my nie, vir my vrou nie. So ons sal hom doen tot iets vir my sê dis nie reg nie of daar's fout of, maar dit hoekom jy daar is, dan moet jy help. Ja, dit is Erik, nee, ek waardeer man, en ons moet nou 'n bietjie praat oor die selfvertroue, want daar het 'n klomp selfvertroue teruggekom na jou toe. Maar voor ons daaroor praat, ek wil net so 'n paar ouens hier so gou groet. Ek vir Joe groet en George en Razaan en Kyle en ook vir Marius, dankie dat jy hier so is. Hans, Philip is hier so, dis nou op TikTok. Marcus, dankie dat jy die like knoppie gedruk het vir die live. Thomas is hier, Sandra, Frikkie, Naomi, baie dankie dat julle so is, hoor. As julle die like knoppie kan druk, as julle die screen so kan tap op TikTok en op Facebook, dankie dat julle dit doen. Billy, welkom hier so. Ja, maar kom ons praat bietjie oor selfvertroue. Dit is iets wat mens nou nie baie oor praat nie, maar in jouself, sou jy sê, dit het vir jou baie beteken om hierdie so bietjie geboost te word, deur daardie gewig af te gooi en weer in broeke in te pas wat jy en want gooi bietjie jou hem sizes en so, vertel bietjie daai storie. Wel, Kobus, my maagomtrek was so 1,4 meter gewees. Dis 1400 mm nou, soos wat ou sal sê. Ja. Toe ek net begin het by jou, my stand 1,2 meter, so dis 1200 mm. Ek het 200 mm al verloor. Ek is van 'n 3XL hemp af wat styf gesit het. Ek kan die 3XL hemde nie meer dra nie, hulle is te groot vir my. Dit lyk soos 'n vir al my werkshemde, ek lyk slordig en nie goed, hulle hangsak aan my, so ek het hulle nou al uit. Ek is op 'n 2XL wat nou al gemaklik en los sit, so dis nie lankie, dan gaan ek die 2XL hemde ook moet laat waai. Ek is van 'n 44 denim broekie af wat styf gesit het, wat ek is ek na 38 toe, Kobus. Sê net weer, van wat se size is jy af van die broek? Van 44 denim broekie. Ek dra daai kort Johnson's denim broekies wat ek nou maar elke dag werk toe dra. Ja. So ek is van 'n 44 af, is ek nou na 38 toe. Uitsa. Nee, baie geluk. Ja, en Gertie ook. Gertie het vir my gesê in die meeting, sy is af na 'n medium rok. Ek kan nou nie die grootte van die rok onthou wat sy gedra het nie voorheen nie, maar dit is baie sizes af. Ja, sy is van 'n XXL rok af na medium rok toe. Medium rok toe. Ja, dit is fantasties, man. Nee, dit is baie goed. Man, en ek dink dit doen baie vir ou se selfvertroue, né? As jy dit doen regtig baie. Ek meen,
ek sal nou maar weer die doeke braai die naweek gebruik. Dis familie en vriende wat ons lanklaas gesien het en wat ons lanklaas by was. En laat 'n ou daar rondloop, ek voel amper soos 'n bodybuilder man. My pens is wel 'n bietjie platter. Ek lyk goed in my 2XL hemp wat al groterig is vir my. My vrou lyk goed. Sy kry heeltyd komplimente van ou vriendinne en goeders af en niggies en so dit boost regtig jou wat se naam? Jou moraal. Dis regtig jou self-confidence gaan deur die dak. Dis regtig baie lekker, Kobus. Dis vir my lekkerder, dis wat ek jou nou die aand sê, dis vir my lekkerder om oor karnivore goede om die braai te staan en praat as wat 'n mens destyds om die braai staan en praat oor stront met 'n brandewyn in die hand. Presies. En weet jy Erik, nou dat jy daaroor praat dit is ook iets wat ons baie op die Mindset Bootcamps oor praat. Ons praat baie oor identiteit. Ek het nou vir 'n coaching vriend gesê dat hy sal vind dat hy sy identiteit verander. Hy is nie meer wat ook al sy naam is wat net heeltyd lekker goed eet of cheat of wat ook al kom ons sê nou maar alkohol gebruik of so nie. Maar hy's nou die karnivoor om die braaivleis. Jy weet ja, dit is verseker Kobus. En onthou dit smeer ook af aan soos my familie. My neefie wat in Randfontein bly, hy wil nou ook die karnivoor ding begin. Soos ek jou gesê het, my swaar wil ook nou beter begin. Want ek meen hulle sien wat ek doen, dit werk. So en Kobus, dis die enigste ek kan nie vir jou verduidelik, ons het al 'n paar keer 'n dieete getraai wat jy nou maar die probeer en nou maar opgekookte groentes traai en hierdie is die enigste dieet wat ek vir jou kan regtig nog sê, ons het nog nie oefening gedoen en om die blok gehardloop en gaan begin gym en gymgelde en fooie betaal het. Daai skame bedragie wat jy ons vra, is regtig deur en deur die moeite werd om hierdie karnivoor leefstyl te doen en dit kos jou nie 'n arm en 'n been nie, Kobus. Regtig soos in dit die mense hoef nie te dink ek hef jou op of wat nie, maar vir niks oefen en niks ekstra doen nie, net reg eet, kry jy sulke results. Imagine as jy nou begin oefen en jy dedicate jou aan 'n oefenprogram of 'n ding, of jy oefen 3 keer 'n week of jy raak net bietjie meer besig, dan gaan jy die results gaan jy baie beter sien. So Kobus, ek sê vir jou dankie maat, regtig, jy het ons lewens kom verander. Dis nie net op Facebook om show te maak of jou op te hef of iets nie, jy het regtig ons lewens kom verander. Dis vir die goed. Soos ek jou gesê het, ek gaan met die ding stiek. Daar's nie 'n ander plan nie. Dis 'n leefwyse wat ons gekies het wat ons gaan doen en dis waar ons gaan bly. Baie dankie Erik, baie dankie vir die bemoediging en dankie vir jou vriendskap. Die kompliment gaan terug na julle toe en ek hoor wat jy sê en baie dankie dat jy die waarde van die coaching insit en insien en die waarde van die bootcamps insien. En ek weet jy bedoel dit opreg en ek weet jy sien dit regtig die waarde daarvan in. Maar die kompliment gaan terug na julle toe. Dit is julle wat so goed reageer. Julle is regtig sterk voorbeelde van sukses en dit is vir my regtig 'n groot voorreg om jy weet, ek noem dit die reendansie, as ek elke keer jou stats vat en ek gaan maak 'n video vir julle en dan doen ek so 'n reendansie en ek vertel die mense en hierso is julle nou in lewende lywe op 'n WhatsApp video, of nie 'n video call nie, op 'n WhatsApp call en ek broadcast dit nou hier uit op TikTok en op Facebook. En weet jy wat, jou getuienis, jou en Gertie se getuienis, Erik, raak mense se lewens aan. 25.6 kg af, 18 kg af, soveel dinge wat reg gekom het, bloeddruk en bloedglikose en alles. En jou getuienis raak iemand se lewe nou aan, want hulle raak nou positief en hulle besef, maar hoor hierso, maar as hulle assosieer met jou, jy weet, hulle assosieer met jou omstandigheid en hulle wil dit ook hê, jy weet, en dit is hoe die getuienisse maar loop.
dis 'n word of mouth getuienis en maar die kompliment gaan regtig terug na jou en Gertie toe. Dit is julle wat so goed reageer en regtig deurvolg en by die basics bly, jy weet, bordfoto's deurstuur en by die bootcamps uitkom en stick to your guns. Dit is waaroor dit gaan. Maar net vir Vincent ook, dankie sê Vincent, baie dankie dat jy die like knoppie druk, dankie dat jy hier so is op die TikTok man, het sommer baie grand. Ja, Manny, dankie dat jy ook hier so is, en Donovan, ja, nee man, Erik, baie dankie dat ons hierdie gesprek kan hê, en so. Ja. Nee, is reg, Kobus, ons sê vir jou ook dankie, en ekskuus aan al die coaching vriende en almal, want dit klink vanaand letterlik of ek net met jou praat, Kobus, maar ek praat maar met hulle ook, en ek weet daar's mense wat al lank hier so is, en ek kan nie vir hulle preek nie, maar Kobus, hulle moet, laat hulle net by jou stiekem, maat, die werk, dit, en soos jy sê, as my getuienis 5 mense kan help op die einde van die dag, dan gaan dit vir my lekkerder wees, in my hart, dat ek 5 mense ten minste net kan op die positiewe pad lei, en hulle dalk die drank neersit, en hulle leefstyl verander, en beter eet, en na hulle lewe kyk, hulle gesondheid, ek meen, daar's baie mense wat sukkel, en swaar kry met hulle, met hulle eetplanne en hulle goed, en wat al baie goed probeer het, en dieete wat nie werk nie, en wat hulle mismoedig gemaak het, maar as hulle nog nie karnivoor probeer het nie, dan moet hulle definitief, laat hulle in kontak kom met jou en probeer, ek kan nie vir jou 'n beter testimonie gee as dit nie, laat hulle dit probeer, Kobus. Baie dankie Erik, ag nee man, ek waardeer julle al twee, en baie dankie vir julle kragtige getuienis, ek gaan hierdie getuienis, gaan ek op Facebook laai, en op TikTok, en op YouTube, en verseker, hy gaan nog baie gekyk word, en dit gaan definitief 'n ripple effek wees, en ek sal graag in die toekoms weer met julle twee wil praat, jy weet, dit sal so lekker wees, julle getuienis is regtig kragtig, en is 'n lewende getuienis, is 'n getuienis van mense wat hulle lewe vir die positief verander het op al die gebiede, en dit is presies waaroor die coaching gaan, dis presies waaroor die Carnivore en Ketoword coaching gaan, dit is, julle sterk voorbeelde, en ek kan maar net dankie sê dat julle deel is van die coaching, en baie dankbaar daaroor. Sê, Erik, ek dink ons moet groet, en is daar nog ietsie wat jy wil sê, of so, dan kan jy gerus dit sê, en weer eens baie dankie vir jou vriendskap, en dankie vir jou ondersteuning en bemoediging, ek waardeer julle al twee. Nee, wat Kobus, ons sê vir jou dankie, en ek sê maar vir die mense, laat hulle uit bootcamps join, Kobus, en maar luister daarso. Nie elke liewe bootcamp is die interessantste ding vir myself nie, maar hier en daar kry jy 'n bootcamp wat baie interessant is vir jou, en van mens tot mens verskil, so nie elke bootcamp gaan vir elke ou die interessantste onderwerp van die week wees nie, maar as jy 10% by 'n bootcamp leer en dit jou help, ek dink doen dit. Ek meen, so ja, ek sluit daarmee maar af, Kobus. So ek sal vir jou, ek het vir jou before foto's gestuur. Ek wou eintlik nog 'n hele ruk gewag het voor ek die after foto's wil stuur. As ons nou op ons doelwitte gekom het, ek en my vrou, maar ons sal so oor die loop van die naweek sal ons vir jou after foto's, of kom ons sê maar intermediate foto's neem, en dan sal ons later die after, so dan kan hulle maar before, middle en after sien, Kobus, maar ja, dis baie dankie vir jou, Kobus, en dankie vir jou vriendskap, en dankie vir al die coaching vriende op die bootcamps, vir elke ou se insette en goed, dit help 'n mens baie. Verseker, jy spot aan daarso met daai opmerking. Nee, Erik, ek sê vir jou baie dankie, en vir jou vir Gertie, en julle moet 'n rustige aand hê, en ek sien uit om daai intermediate foto's te kry, dan sal ek weer 'n lekker video daar maak met die before, en so, en ek kan nou net dink, dit gaan 'n lekker video wees daai. Ek sê vir jou baie dankie, Erik, julle moet 'n rustige aand hê, en ja, weer eens baie dankie vir die saamgesels, dit was kragtig geweest, baie dankie. Lekker aand vir julle ook almal, Kobus. Baie dankie, Erik, mooi bly Gertie, mooi bly julle.
Bye. Jo, dit was nou lekker geweest. Ek ben net gou hierso vir Jaco groet. Hallo Jaco. Hierso is nou 2 Jaco's in die live. Daar is hy. Fiankie is hierso, Jaco. En Derek is hierso, Elsa. Daar is hy. Ek wil vir Tivan ook groet. En Tian. Hallo Tian. Lekker om jou hier te sien. Ja man. Ek is dankbaar. Gareth is ook hierso. Welkom. Ja, hierdie live het nou gekook hoor. Baie dankie vir almal wat hier was. Ja, Erik het so dit waar gesê dat die coaching vriende maak die bootcamps wat dit is. En dankie vir elke coaching vriend wat daar is en bydraes lewer en saamgesels op die bootcamps. Ons doen Woensdag die Parkinson's bootcamp en Donderdag is Mindset 39, 6:00 die aand. Maar die coaching wat ek en jy gaan doen, gaan wees op WhatsApp video call. So WhatsApp my en dan doen ons 'n coaching sessie, so vir die details deurgee. Net vir Daniel groet. Alright. Julle baie dankie, groot waardering. Ek sê vir julle baie dankie, Billy, Sandra, Willem, Cynthia, Petru, Gerrit, dankie dat julle hierso was. Baie dankie. En julle met 'n rustige aand hê. Almal wat hier was, Kali, Jaco, almal op hierdie live, ek waardeer dit baie. Marcus, dankie dat julle hier was. Ek volg terug. Baie dankie vir die volg. En Joe, baie dankie dat jy hier was. Nico, dankie dat jy hier was. Groot waardering. Ek volg terug. En daar sê. Nou ja, ek groet julle met 'n rustige aand hê, en dan praat ons weer. Maurice, baie dankie dat julle hier was, groot waardering. Alright, Jaco. Right, goed. Nou sê julle, ek groet julle, 'n rustige aand. Frans, baie dankie dat jy hier was, groot waardering. En dan praat ons weer. Mooi bly julle. Tot ziens.